is en soos wat troepe is, was dit baie blitsig en het hulle eie name begin gee. Die neiging het ontstaan om militêre taal of Engels slang, Afrikaanse slang, van die Britse en die Amerikaanse weermag in te bring en het op ons van toepassing te maak. En oor die jare heen, vir bykans 35 jaar lank, het ek hierdie taal ondersoek in ou sakboekies, in foreign Bybels, in orals. En uiteindelik, met 'n baie lang proses en baie probleme, moes ek ontdek dat hierdie taal is nooit nagevors nie, dis nooit geboekstaaf nie, daar is geen leer wat enigstens verwys daarna nie. Maar dit was die begin van die probleem. Die tweede probleem is dat 'n jong seun van 20 jaar aan die einde van die Bosoorlog is nou hier in sy 50s, amper 60 al. En die manne wat met die begin van die oorlog gekom het met respek, brigadier, is al diep in die 80. Dit beteken, ons mense sterf af, die bronne raak minder, die wat oorleef het, talle gevalle se geheue laat hulle in die steek en kan nie meer onthou nie. Maar uiteindelik met die genade van bo kon ons daarin slaag om nagenoeg 2000 woorde en uitdrukkings op skrif te kry. Maar tog het iets in my gesê, daar skort iets. En as daardie woorde aan geweldige intense analise onderwerp. En dit het die deurbraak gegee. Dit het veroorsaak dat die woorde en die uitdrukkings, die omtrent 820 woorde, 1200 uitdrukkings, gekombineer is en in konteks geplaas is. So die van julle wat op 'n toneel afgekom het waar die vyand doodgeskiet is, dink maar aan die taal wat daar gebruik is. Dit het vir my in 'n baie groot dilemma geplaas. Wat moes ek met vloektaal doen? Want die akademici het vir my gesê, as jy vloektaal uitlaat, is jou werk onbetroubaar en nie geldig nie. As kind van die Here moes ek dit oor my, hoe vloek 'n mens nou? Hoe skryf jy in 'n boek? Hoe skryf jy in 'n boek die 3 letterwoord? Die 4 letterwoord, die ander weet ek nie hoeveel letters er nie. Maar uiteindelik het ek 'n modereringskomitee saamgestel, brigadier Kaas van der Wals was een van hulle, Dr. Annelies de Vries van die Akademie Wetenskap en Kuns, en hulle het almal gesê, jy skryf die woord soos wat hy gebruik was. En dit het ek gedoen. Die enigste wat ek uitgelaat het, is die van 'n vrou se liggaam, en die liewe Vader se name, wat met disrespek gebruik is. Maar hierdie woorde het 'n geweldige belangrike element geopenbaar. En dit is die aspek van metataal. Van jy het woorde gebruik, en dis die woorde wat deur taalkundiges geskep is nie, dis julle, ons almal hierso, jou taal, jou kroegtaal. Die ouens wat vir ander ouens se vrouens gekyk het, daai taal is ook in. Of die ou wat geklits geraak het, dit is ook in. Of as die korporaals teruggekom het in Holiday in Oudtshoorn gaan moeilikheid maak het. Daai gevegte wat ontstaan het, daardie taal is alles aangeteken. Ook soos wat jy gevloek het, is aangeteken. En ek moes ontdek dat al daai woorde het 'n geweldige belangrike komponent van metataal. Dit wat jy sê, is aanduidend van iets wat nie gesê is nie. Ook die mense wat vloek. Want elke vloekwoord is aanduidend van 'n emosie.
En emosies skree om ontlading. In gedrag, het sy positief, het sy negatief, het sy verbaal, het sy nie verbaal. So die psychoanaliste kan daardie woord gebruik en presies bepaal wat in jou kop aangaan, soos jy gevloek het. Dit is baie wonderlik om te kan sê, dat die bosstaal het uitgesterf. Doodgewoon, ons het nie meer 'n oorlog nie. Doodgewoon omdat die meeste mense dalk nie meer daar is nie. Met die Tweede Wêreldoorlog het ek gaan kyk na die taal wat hulle gebruik het. Ek kon 3 of 4 woorde uitkry. Daar was een woord, op 'n stadium was die Unie Verdedigingsmagte in Oos-Afrika se verliessyfer 82% as gevolg van geslagsiekte. En daarvoor het ook 'n naam ontstaan, en saam met Egipte ook, paar in Italië. Maar dit is nie voldoende om navorsing oor te doen, hier is te min. En die bosstaal sou tot niet gaan, as dit nie op skrif gestel is nie. Nou is hy op skrif gestel. En nou kan navorsers kom, en hulle kan presies bepaal, hoe het die troepe in watter situasie gepraat. Nie almal het die taal gebruik nie, maar dis taal wat in daardie konteks gebruik was. Die feite dui op nagenoeg 322 verskillende kontekste. En dit is die wonderlike ding daarvan. Dat daar is van die name wat in die hele keel skoon maak. Maar as navorser moes ek dit neerpen. Jy moet self besluit. Jy moet self besluit hoe jy dit gaan hanteer. Daar is een aspek wat ek vir u ten slotte moet noem. En dit is baie van ons mense het geestelike ervarings gehad met die oorlog. My benoudheid het gekom teen personeelmyne. Hoekom is my man dood? Hoekom leef jy? Ek was later jare in 'n geweldige motorkaping betrokke waar hulle my wil doodmaak. En ek het daar uitgekom. Dieselfde vraag in die Bybelstudiekringe. Hoekom leef jy, maar my man is geskiet? Ek het nie daai antwoord nie. Maar in daardie banker in Ndangwa, die ook banker in Amoni basis, die banker in Rundu, het ek baie met die Here gepraat en ek het daai gedagtes neergestip. En nou, voor in Bosstaal, het ek daardie emosies van my geprojekteer op die troepie in die wagpos. En ek noem dit die gebed van 'n skildwag, waar hierdie troepie met die Here praat. Waar hy vir die Here sê, Here, ek is bang. Ek is hier wag. My kamerade slaap, ek moet wag staan. As ek 'n fout maak, kan hulle doodgemaak word. En nou begin sy gewete ompla oor sy roekelose lewe. Hy is bang sy ouers gaan dood, hy is bang hy kry dit deur Johnny. En hy sê vir die Here, Here, dit is wie u is. Dis wat die woord sê wie u is. En toe antwoord die Here hom. Mag jy elkeen daardie ervaring het, waar u met die Here praat, en hy vir u terug antwoord. Ons staan almal aan die laaste gedeeltes van ons lewe. Ons is almal vertroud met die reiswyser wat ons in die weermag geken het. Tog is dit so, dat ons lewens bepaal ons reiswyser. En die van u wat twyfel het, gaan lees die gebed van 'n skildwag. En mag die Here vir u lei om u reiswyser na die regte plek te kry. Die seën van die Here vir u almal.